Goeiedag almal, daar waar jy is, welkom by hierdie erediens. Ons word vir 'n oomblik stil. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Amen. Geliefdes, aan almal wat hierdie boodskap kry, wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n paar liedere saam sing tot lof en eer van die Here. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou.
ons bid saam. Almagtige God en ewige Vader, baie dankie Here, dat ons so, al is ons nie by mekaar nie, kan saam wees en kan vergader rondom U woord. Dankie Here, dat ons nog steeds opgewonde kan wees om elke dag iets nuuts uit U woord uit te leer. Here, dankie dat U die een is wat dit in ons harte kom skryf. Ons lewe in die mekaar tye, ja Here, ons hoor elke dag van mense wat dalk siek is, ons hoor van mense wat doodgaan. Here, hierdie ding is nou op ons voorstoepe. Ons weet dit is nie meer iets wat ver is nie. Ons weet dit is nie meer net 'n siekte waarvan ons hoor nie. Maar hierdie virus het almal van ons se lewens al op een of ander manier aangeraak. Ja Here, hou U hand van bewaring oor ons. Beskerm ons, hou ons veilig. Ja Here, as dit U wil is, laat ons vinnig uit die greep van hierdie ding kom. U is ons redder, U is ons verlosser. Ons vertrou op U. Help ons. Here, wees met elke liewe persoon wat vandag dalk deur 'n moeilike tyd gaan, wat worstel met dinge, wat sukkel om net sin te maak van wat aangaan. Geef vir ons U vrede. Ja Here, en waar ons nou so saam is, elkeen op ons eie plek, seën ons. Laat ons U teenwoordigheid ervaar en mag ons alle lof en alle eer ook so aan U alleen bring. Amen. Ek hou vir ons die wet voor uit Matteus 22 vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Wat sê die wet vir ons? Jesus het dit vir ons so eenvoudig gemaak, dat ons eintlik nie hoef te wonder nie. Eenvoudig, wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. Doen wat jy kan, maar laat liefde heers in jou lewe. Dit is nie maklik in vandag se samelewing nie. Dit is nie maklik om almal lief te hê nie. Dit is nie maklik om heeltyd so te voel as jy nie geliefd voel nie. Maar Jesus is duidelik. As jy God se wet wil gehoorsaam, wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. Kom ons doen dan ook saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, daar waar jy sit,
Kom ons word vir 'n oomblik stil voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak by Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Here, waar ons die woord oopmaak, vra ons weer, skryf dit self in ons harte. Wil U ons help om elke dag U woord beter te verstaan, wanneer U dit self aan ons openbaar. Seën ons saam wees. Dankie Here vir U woord. Amen. Ek lees vir ons saam Efesiërs 1 vers 3 tot 14 uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het Hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou wees, nadat Hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as Sy kinders aan te neem, soos Hy dit volgens Sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van Sy genade, waarmee Hy ons in die geliefde begenadig het. In Hom het ons die bevryding deur Sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van Sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van Sy wil aan ons bekend gemaak, soos Hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur, en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In Hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens Sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van Sy heerlikheid. In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van Sy heerlikheid. Tot sover dan uit die woord van die Here. Vandag se tema is, hoekom is ek hier? Ek dink ek het dit al voorheen gesê, maar ek voel nog steeds so. Hierdie is nie die nuwe normaal nie. Die situasie waarin ons deesdae is nie normaal nie. In die laaste 2 weke moes ek hoor van 3 mense wat ek baie goed geken het, wat dood is aan COVID. Dis nie normaal nie. En mens begin dan nogal baie dink, en ek dink ek is nie die enigste een nie. Ek kyk na gesprekke op sosiale media, gesprekke tussen predikante. Ek sien die onderliggende vrae en die stilswye as dit kom by antwoorde. Iewers tussen al die hartseer en frustrasie, die pyn en die ontnigterende waarheid van hoe erg ons smag na samesyn en die ou normale normaal, sit die vraag: wat is ons doel? Ek meen regtig, hoekom is ons hier? Hier op aarde, in hierdie tyd, met al die mekaarheid, die pandemie wat verwoesting saai, familie, vriende wat sterf, mense wat swaar kry. Wat is my doel? Hoekom moet ons leef in 'n tyd soos hierdie? Hoekom is ek hier? Dit is inderdaad 'n goeie vraag. Maar regtig nou, hoekom is ons hier? In 1988 skryf Dr. Hugh Moorhead aan 250 filosowe en wetenskaplikes, slim mense, en hy vra aan hulle die vraag: wat is die betekenis van die lewe? Hoekom is ons hier? Hy publiseer toe antwoorde, hierdie mense se antwoorde, in sy boek getiteld The Meaning of Life. Die antwoorde wat in daardie boek uitgekom het, was, om die waarheid te sê, nogal ontstellend en ontmoedigend gewees. Carl Jung, 'n beroemde psigiater, het gesê: ek weet nie wat die doel van die lewe is nie, maar dit lyk asof iets daarmee bedoel word. Isaac Asimov het geskryf: sover ek kan sien, is daar geen doel nie. En Joseph Taylor antwoord:
Ek het geen antwoorde op die doel van die lewe nie. En ek wil nie meer daarna soek nie. Sure, dis mos nou nie die antwoorde wat jy soek by wêreldbekende mense nie. En terwyl die slim mense nie kan besluit nie, of wil antwoord dat daar geen doel in die lewe is nie, is daar natuurlik ook 'n paar ander mense wat al daarin probeer het om 'n antwoord te gee. Julle weet mos, julle het al bietjie gehoor, die oorlewingsfanatikus sê mos, die doel van die lewe is net om aan die lewe te bly. Met ander woorde, leef so lank as wat jy kan. Rapkunstenaar Ice-T het geskryf, die enigste rede waarom ons hier is om voort te plant. Hy sê, just chill out and reproduce, keep the species alive. Ek meen, dis mos nou nie die regte motivering vir ons om elke dag voor son op uit die bed te spring nie, of hoe? Die hedonis skryf, die doel van die lewe is plesier, geniet dit, hou heeltyd partytjie. Met ander woorde, as dit goed voel, doen dit. Die materialist sê weer, die lewe gaan alles oor die verkryging van dinge. Met ander woorde, die lewe word gemeet aan die dinge wat ons besit. Maar ons almal weet wat die probleem is met hierdie filosofie. Ja, wie ook al sterf met die meeste speelgoed, sterf nog steeds. En dan is daar natuurlik ook die selfhelp benadering. Julle ken mos daai man. Oprah Winfrey, Dr. Phil, en nog 'n paar ander. En natuurlik is daar baie boeke. Vandag kan jy by enige boekwinkel instap en honderde boeke vind wat praat oor die ontdekking van ons lewensdoel. Hierdie boeke het almal dieselfde basiese boodskap. Hulle sê, ons moet ons eie doel ontwerp. Selfhelpboeke moedig ons aan om groot drome te droom, ons doelwitte na te streef, ambisie te hê, hoog te mik, te glo dat ons dit kan bereik, geloof te hê, uit te vind waarin ons goed is en natuurlik moet nooit opgee nie. Nou moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Dit is alles goeie raad en sal ons 'n sukses in die lewe maak as ons dit doen. Maar om 'n sukses te wees en ons doel te ken, is nie dieselfde ding nie. Die feit is, ons kan 'n wonderlike sukses in ons lewe wees. Ons kan die leer van sukses in ons werkplek klim. Ons self simpel werk om daardie droomhuis te kry, daardie sportmotor, daai motorfiets, daai boot waarvan ons nog altyd gedroom het. En natuurlik om die beste aftreepolisse in plek te hê wat tydens ons goue jare vir ons sal sorg. En dan weet ons nog steeds nie waarvoor ons hier is nie. Dus, terug by ons vraag. Waarvoor is ons hier? Hoekom leef ons? Waarom is ons op hierdie planeet? Is daar ooit 'n rede? Met al die slim mense en die slim boeke daar buite, wil ek graag eerder dat ons kyk na my gunsteling boek, die Bybel. Hoor wat sê God se woord in Spreuke 16 vers 4. Die Here het sy doel met alles. Het jy dit gehoor? Dis nie die ou gewone kliseë nie. Dis nie God het 'n doel met alles nie. Nee, God het sy doel met alles. Hy het alles gemaak vir sy doel. Eenvoudig gestel, ja, alles het 'n doel. God se doel. Elke rots het 'n doel. Elke plant het 'n doel. Elke insek het 'n doel. Elke dier het 'n doel. En as ons lewe, het ons 'n doel. Rick Warren skryf in sy boek The Purpose Driven Life of die doelgerigte lewe dat ons 5 doele in die lewe het. Eerstens sê ons is gemaak vir God se vreugde. Tweedens, ons is gemaak vir God se familie. Ons is ook derdens gemaak om meer soos Christus te word. Vierdens sê hy ons is gemaak om God te dien en dan vyfdens, ons is gemaak vir 'n missie, ons sendingsopdrag. Nou ons gaan egter nou nie vandag in daardie 5 doele aandag gee nie. Jy kan gerus die boek gaan lees as jy wil. Maar ons het mos reeds die vraag gevra nou. So, ons gaan eerder kyk na die grootste 3 vrae in die lewe, sodat ons dalk die groot vraag kan beantwoord. Hoekom is ek hier? So die eerste vraag wat ons dan moet vra is,
Hoekom lewe ek? Kom ons kyk weer daar na Efesiërs 1 vers 4 tot 5 en ek lees dit vir ons nou uit die boodskap vertaling. Hy het ons wat aan Jesus behoort gekies, nog lank voor die wêreld gemaak is. Ons moet net syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen om geen ander rede as dat hy dit graag vir ons wou doen nie. En dit is nie sommer net 'n storie nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit regtig gebeur. Wow! Wat 'n awesome vers. Paulus herinner ons daaraan dat God ons geskep het om die fokus van sy liefde te wees. Met ander woorde, God het ons gemaak om ons lief te hê. Mense gaan skryf dit iewers neer waar jy dit gereeld kan sien. God het my gemaak om vir my lief te wees. Dis so eenvoudig soos dit. God is liefde en God wou iets skep om lief te hê en daarom het God vir jou en vir my geskape. God was nie eensaam nie. God het vir jou en my eenvoudig gemaak om ons lief te hê. 2 weke terug het ek gepraat oor die stelling wat Antistini altyd op die TV-reeks agter elke man gemaak het. Ek weet nie hoekom ek so moet suffer nie. En daarin het ek gesê dat ons pelgrims is, nie nomade nie. Die wêreld is nomadies in kultuur, omdat wanneer mense nie gelukkig is met wat hulle het nie, hulle maar net aanbeweeg na die volgende ding, die volgende mens of die volgende plek. Maar ons is anders. Ons het 'n eindbestemming wat Jesus vir ons gaan voorberei het in die hemel. Maar ongelukkig verval ons nog steeds gereeld ook in nomadiese denke. Ons raak gou verveeld met dinge en ons belangstelling kwyn gou. Maar weet jy wat? God daarenteen is altyd geïnteresseerd in ons. Hy stel altyd belang in wat in ons lewens aangaan. Omdat ons deur God geskape is vir sy plesier en sy vreugde, sodat hy ons kan lief hê. En voordat ons oor iets anders kan praat, moet ons verstaan dat dit is waarvoor ons hier is, sodat God ons kan lief hê. Dit is hoekom ek lewe, dit is hoekom jy lewe. So vraag 1 beantwoord die vraag oor ons bestaan. Hoekom leef ek? Skryf dit iewers neer. Plak dit op jou kombuiskas of op jou badkamer spieël of iewers waar jy dit gereeld gaan sien. Ek leef sodat God my kan lief hê. En nou is ons gereed vir vraag 2. Maak my lewe saak. Weereens, ons is geskep vir God se plesier, sodat God ons met sy liefde kan oorlaai. En as ons verstaan dat ons geskep is om deur God geliefd te wees, dan moet ons besef dat ons lewens saak maak, dat ons belangrik is vir God. En om te verstaan hoe belangrik ons vir God is, luister na 1 Johannes 4 vers 10. En ek lees weer die boodskap vertaling hier. Dit is die soort liefde waarvan ek praat. Dit gaan nie oor die liefde waarmee ons God liefhet nie. Nee, dit gaan oor die liefde waarmee God ons liefhet. Hierdie liefde het gemaak dat hy sy seun gestuur het met 'n doel, om te sorg dat al ons sondes vergewe word. Johannes herinner ons daaraan dat God ons so liefhet, dat hy bereid was om mens te word, en 'n aaklige dood aan 'n kruis tussen 2 misdadigers te ly, om die boete vir jou en vir my sonde te betaal. En om ons te oortuig dat ons saak maak vir God. Dit is voorwaar 'n wonderlike ding, is dit nie? Om voor gesterf te word. As ons dus die volgende keer begin twyfel oor ons betekenisvolheid en of ons lewe saak maak of nie, kom stap bietjie na die spieël en wys so na ons eie refleksie en sê, ek maak saak vir God. Ek is betekenisvol. Ek is so belangrik dat Jesus vir my gesterf het. Maar dit is nie al nie.
Ons is so belangrik vir God, dat hy ons geskep het om vir ewig te lewe. Luister weer wat sê Efesiërs 1 vers 13 tot 14. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Paulus herinner ons daaraan, dat die Heilige Gees in ons lewe kom. Die oomblik wanneer ons op Christus alleen vertrou vir ons verlossing. Wanneer ons besef en aanvaar en glo dat dit net deur Jesus Christus is wat ons gered sal word. En hierdie Heilige Gees is dan 'n seël, 'n waarborg vir ons erfenis, 'n lewe wat nooit eindig nie. Die feit is, ons is gemaak om deur God geliefd te wees. Ons is gemaak om vir ewig te hou. Ons is gemaak vir die ewigheid. Skryf dit neer. Gaan plak dit langs jou antwoord vir vraag 1. Ek is gemaak om vir ewig te leef. En nou is ons gereed vir die laaste vraag. Wat is my doel? Hoor wat sê Spreuke 9 vers 10. Die begin van wysheid is ontzag vir die Here, en kennis van die Heilige is insig. Wat beteken dit? Wel, as ons die betekenis van die lewe wil verstaan, as ons ons lewensdoel wil verstaan, skryf dit ook neer, om langs die ander goedjies in jou kombuis of badkamerspieël of waar ook al te plak. Ek vind my doel deur God te leer ken. Dit begin alles by God. En kom ons kyk dan weer na wat sê Paulus daar in Efesiërs 1 vers 11 tot 12, en ek lees dit nou in die boodskap vertaling. God het almal wat aan Jesus behoort gekies om syne te wees. Dat dit so moet wees, het hy lankal besluit. En hy laat alles altyd gebeur soos hy dit wil hê. Ons was mos die eerste mense wat alles aanvaar het, wat Jesus beloof het, en wat seker weet dat ons dit gaan kry. God wil hê dat juis ons vir almal moet wys en vertel hoe groot en belangrik hy regtig is. So wat beteken dit alles nou? Dit klink net nog meer na raaisel en raaisel op raaisel. Wel, as ons wil weet wat ons doel in die lewe is, dan moet ons God leer ken. Hoe meer ons God leer ken, hoe meer sal ons die manier waarop God werk en die wysheid van God verstaan. Die 2020 vertaling sê, hy is die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Hoe beter ons God leer ken, hoe meer sal ons die sin en doel van die lewe verstaan. So, as ons ernstig is om God se doel vir ons lewens te ken, dan moet ons ernstig wees om God te leer ken. Dit is eenvoudig, net so eenvoudig. En omdat dit tyd vat om God se en sy voornemens te leer ken, moet ons begin tyd maak om juist dit te doen. So is jy gereed vir 'n avontuur wat jou lewe vir altyd sal verander? Is jy gereed vir 'n geleentheid om te groei in jou wandel met Christus op maniere wat jy nog nooit jouself voorgestel het nie? Is jy gereed om uit te vind waarom jy hier op aarde is? Dan gaan ek vandag nou vir jou klink soos een van daardie selfhelpboeke. Want liewe mense, as jy hierdie dinge graag wil hê, dan begin dit by jou. Jou eie wilsbesluit. Commit. Verbind jouself daartoe. Maar eintlik, wanneer jy daardie besluit neem, kom jy agter dat alles nie net by jou begin nie, maar dit begin by die begin. Genesis 1 vers 1. In die begin het God geskep. Die skepping begin met 'n skepper. Dit begin alles by God. Dit gaan voort met God en dit eindig by God. In die begin het God geskep. Ons vind ons doel deur God, ons skepper, te leer ken. En Paulus het in Kolossense 1 vers 16 geskryf, deur hom, en dit is nou Jesus, het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom geskep
en tot hom geskep. Dit is dus in Christus dat ons uitvind wie ons is en waarvoor ons leef. Dit is deel van die algemene doel wat hy in alles en almal uitwerk. Dit is eintlik wat Efesiërs 1 vers 11 tot 12 ook vir ons sê. Om jou lewensdoel te ken, moet jy God leer ken. Jy kan nie die doel van die lewe in 'n gespreksprogram op TV of op radio ontdek nie. Jy kan dit nie in 'n tydskrif gaan raaklees nie. Jy gaan dit nie leer deur teeblare te lees nie. Jy gaan dit ook nie by 'n seminar skielik optel nie. Die enigste manier waarop jy die betekenis van jou lewe en jou lewensdoel gaan leer, is om God te leer ken. Dit alles begin by God, want dit alles gaan oor God. In die begin, God. Dit gaan alles oor God, nie oor ons nie. So, hoekom is ek hier? Hoekom is jy hier? Gaan vind uit by die een wat jou gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, wat my gemaak het. Here, ons sukkel baie keer om sin te maak van dinge. Dinge is baie keer vir ons so de mekaar. In hierdie wêreld is daar soveel vrae. Ja, Here, en ons het baie vrae oor onsself en hoekom ons hier is en waarom ons nou in hierdie tyd moet lewe en hoekom dinge so de mekaar moet wees. Ag Here, U ken elkeen van ons se harte, U ken elkeen van ons se lewens. U weet wat aangaan en U weet wat my pla. Ja, Here, U weet ook watter dinge ek mee worstel. U weet watter dinge tussen U en ek staan. Dinge wat ek moet uitwerk. Dinge waarmee U my sal help, as ek net U hulp wil aanvaar. Vergewe my, Here, dat ek soms twyfel. Vergewe my dat ek wonder oor al hierdie dinge. U het my gemaak. U weet waarvoor ek hier is. Ja, Here, ek is hier vir U eer alleen. Help my om dit te besef. Help my om te besef dat ek my lewe so moet leef, dat U liefde oral sigbaar sal word. Mag ek U lief hê bo alles, en ook so my naaste, en ook myself. Help my om sin te maak van wie ek is. Want in U, Jesus Christus, is ek 'n nuwe skepsel. En daarom hoef ek nie hopeloos of moedeloos of radeloos te wees nie. Ja, Here, help my om te sien waar U my wil gebruik, sodat U alleen verheerlik word. En dankie, Here, dat U my eerste lief gehad het, want U liefde is eintlik genoeg, is meer as genoeg om my te dra. Wees met ons in hierdie tye. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied van Retief Burger, Vlam 465, wat juis nogal van ons vrae kan beantwoord, want die van ons wat wag op die redding van die Here, weet dat ons God is die God op wie ons kan vertrou, en hy is ons God. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God, en wie
God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal U nooit, nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. is my God.